Ons dink gewoonlik dubbellewens is 'n morele probleem, iets wat slegte mense doen, of mense met 'n swak karakter, of mense wat doelbewus mislei. Maar wat as dit nie waar is nie? Wat as die meeste dubbellewens nie begin by boosheid nie, maar by alleenheid? Welkom by die Sepcast, die tuiste van die nommer 1 netwerk vir jou lewe. Hier draai ons geliefde stories op hulle koppe, kyk na wat die geskiedenis dalk misgekyk het, en ontdek saam hoe Jesus ons nooi in 'n groter storie in, daar waar ons bly, werk en speel. Wat as goeie mense nie dubbellewens lei omdat hulle sleg is nie, maar omdat niemand naby genoeg is om te sien wat in hulle gebeur nie? Die Bybel vertel 'n verhaal wat ons dikwels te vinnig oordeel. Dis die verhaal van Ananias en Safira, daar in Handelinge 5. Ons lees dit gewoonlik as 'n waarskuwing teen leuns, of teen geld, of teen skynheiligheid. Maar kyk weer, Ananias en Safira was nie buitestanders nie. Hulle was deel van die gemeente. Hulle het gesien hoe mense gee. Hulle het gesien hoe respek werk. Hulle het gesien hoe erkenning vloei. En ergens tussen daardie waarneming en hulle besluit gebeur iets subtiel. Hulle begin 'n beeld bestuur. Hulle wil lyk soos mense wat alles oorgegee het, sonder om alles oor te gee. En niemand sien dit raak nie, niemand vra nie, niemand kom naby genoeg nie, tot die oomblik wat alles breek. Nou hier is die ongemaklike waarheid. Ananias en Safira se probleem was nie dat hulle in 'n gemeenskap was nie. Dit was dat hulle onsigbaar daarin was. Hulle het gedeel aan die buitekant, maar hulle innerlike wêreld was privaat. En dit is presies waar dubbellewens floreer. Nie in rebellie nie, maar in ongekorrigeerde privaatheid. Nou ons leef in 'n kultuur wat privaatheid verhef tot 'n reg. My lewe is myne, niemand hoef alles te weet nie, ek kan dit hanteer. Maar die Christelike geloof, ironies genoeg, het nog altyd geweet, wat jy alleen probeer dra, begin jou vorm sonder waarheid. Dis nie dat jy oneerlik wil wees nie, dis dat jy nie weet hoe om eerlik te wees sonder om alles te verloor nie. So jy bestuur die gaping, jy wys genoeg om aanvaar te word, maar nie genoeg om geken te word nie. En dis hoe 'n dubbellewe begin, nie met 'n groot leuen nie, maar met 'n klein besluit om nie gesien te word nie. Nou hier is hoekom die nommer 1 netwerk vir jou lewe so belangrik is. Nie as 'n struktuur nie, maar as 'n beskerming. God se oplossing vir sonde was nog nooit net vergifnis nie. Dit was gemeenskap. Nie 'n skare nie, nie 'n gehoor nie, maar mense wat naby genoeg leef om te vra, hoe gaan dit regtig met jou siel? Wat dra jy alleen? Waar raak jy moeg om eerlik te wees? Dubbellewens kan nie oorleef waar daar veilige waarheid is nie. Nou hier is die paradoks. Hoe meer suksesvol jy raak, hoe meer privaat raak jou innerlike lewe. Hoe meer mense jou bewonder, hoe minder mense durf jou vra. En dit maak sukses nie net gevaarlik nie, dit maak dit eintlik nogal eensaam. En dis hoekom goeie mense val, nie omdat hulle sleg is nie, maar omdat hulle alleen is met hulle innerlike wêreld. Die vraag is nie, is ek 'n goeie mens nie? Die vraag is, wie ken my goed genoeg om te sien as ek begin skuif? Want goeie mense het nie net goeie bedoelings nodig nie. Hulle het naby mense nodig. En dit is wat 'n netwerk behoort te wees. Nie 'n plek waar jy reg lyk nie, maar 'n plek waar ons saam reg kan word. Kom, stap saam hierdie jaar by Suidwyk. Moenie isoleer en nog 'n apatiese jaar deurgaan nie. Jy gaan kort voor lank heeltemal sonder God begin leef. Dalk is hierdie jaar jou laaste kans voor jy heeltemal van die afgrond afval. Kom neem deel en daag op en beskerm jou siel saam met ons. Sit jouself, maak jouself beskikbaar. As die tienerbediening nie vir jou lekker is nie, kom help ons dit lekker maak. As die musiek nie vir jou goed is nie, kom help, kom vertel ons, kom help ons om dit te doen. As die preke nie vir jou werk nie, kom sê, kom neem deel, kom ons groei, kom ons bou uit, kom ons doen iets sterk, maar daag op. Want so gaan ons jou ook help heel kom, so gaan ons jou help heel word, en so gaan ons regtig 'n netwerk wees, wat absoluut 'n verskil maak, daar waar ons bly, daar waar ons werk, en daar waar ons speel. Oorweeg dit. En trouwens, ek wil nie net vir jou sê oorweeg dit nie, ek wil vir jou sê, doen dit. Dit sal jou lewe verander. Tot môre, mooi loop.